2 Korintiërs, hoofstuk 10, en vanaf vers 12. Ons is besig om deur Korintiërs te werk, en as ons so na dit kyk, dan sien ons dat God is besig. Vers 12 sê daarso, want ons wag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle al met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. Maar ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens die maat van die werking wat God ons as 'n maat toebedeel het, om julle te bereik. Want ons trek onsself nie te ver uit, asof ons julle nie kan bereik nie, want ons het reeds by julle gekom, met die evangelie van Christus. Ons roem nie buite die maat, in die arbeid van die ander nie, maar ons het hoop, om wanneer julle geloof toeneem, in 'n hoër mate, onder julle toe te neem volgens ons werking. Om die evangelie te verkondig aan plekke aan die ander kant julle, nie om die werking van 'n ander wat tot stand gekom het te roem nie. Maar wie roem, moet in die Here roem. Want nie hy het homself aanbeveel nie. Dit is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Is eintlik 'n moeilike gedeelte, maar as mens die belewende vertaling stel dit baie makliker, maar 'n kosbare gedeelte. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend die woord kan open, daaruit kan lees, en Here, dan vra ons, spreek U in ons harte, dat ons vanmôre na U woord kan luister en dit kan vat en ons eie te kan maak. Vader, en ek eer U daarvoor in hierdie oggend. Here, help vir ons, open ons ore dat ons kan hoor en 'n hart om te luister. Ek bid en vra dit in Jesus naam. Amen. Wat staan in Genesis 3 vers 9? Dit staan op julle blaadjie geskryf. Wat is die tema van vanoggend se boodskap? Waar is jy? In Genesis 3 vers 9 het God in die tuin gewandel, nadat Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, het hulle ontdek dat hulle naak is, en skielik het hulle weggekruip vir God, en hy het in die tuin gestap en hy het vir hulle gevra, waar is jy? En dis vanmôre my vraag, waar is jy? Waar is jy? Waar is ek? En ek gaan die vraag ook vir julle later antwoord. Ek het vorige Vrydag 2 jong manne by my gehad. Aubrey, Lawrence, baie tyd saam gespandeer, en hy het 'n vriend gehad, en die vriend het ook teologie studeer, en die vriend ken nogal vir Dani van Eden, van Woester. Hier is nie baie van julle wat vir Dani sal onthou nie, maar ons gesin, Dani het al by ons oorgeslaap, en ons het al by Dani oorgeslaap, 'n kosbare jong man, wat in Woester vir die Here werk. En die getuienis van die 2 jong manne, beide van hulle se vaders, is predikante gewees. Nou dan skrik ou amper, as hulle sê, as jy met 'n predikantse kind praat, wat gaan daar uitkom? Hierdie is nou sommer regtig pleinweg eerlik met julle, want hierdie 2 seuns, 2 manne, sê vir my, dat beide van ons ouers het gesê, hulle weet nie of hulle doel bereik het nie. Dit voel vir hulle asof hulle bediening waardeloos was. Dit het tot niks gewin. En my hart krimp so ineen as ek dit hoor. As 'n ouer dit vir 'n kind moet sê, dat by bediening, dit wat ek van God gekry het eintlik maar op niks uitgeloop.
Beide is afgetree. Een van die twee manne se pa het kort voor sy aftrede 'n buiteegtelike verhouding met die orgelis gehad. Kan ons die hartseer in dit raak sien? Mense vra baie keer vir my, Eden gemeente is 32 jaar oud, maar julle is nog steeds net 'n klein groepie mense. Dit is gevolg van die tyd moes ons al 'n groot gemeente gewees het. Mense meet sukses aan statistieke. Mense meet sukses aan lidmaatgetalle. Mense meet sukses aan bywoning. En dan vra hulle, is Eden gemeente suksesvol? Hoe kan julle indink, hoe voel 'n mens dan? Ek sit hier met twee manne wat sy getuienis van ouers is, dat eintlik was ons bediening maar niks, of ook niks uitgeloop nie. Ons sit hier so, en ons kyk na die skrifgedeelte, waar Paulus hierdie goed beleef. En dan wil ons sê, wat is die sukses van 'n gemeente? Dan wil julle met daardie gedagte vashou hierdie kant. Die werk in 'n gemeente is God se werk. Die eerste wonderwerk in die gemeente is die feit dat ek hier voor staan en God se woord bring, want dis 'n wonderwerk. Dat God 'n mens gebruik om sy woord aan mense te verkondig. En so ons aanvaar dit sommer maar net, en baie mense dink sommer maar net, daar was 'n tyd gewees in Suid-Afrika waar 'n predikant 'n statussimbool was, waar jy nie belasting, predikante was kwyt geskel van belasting in die ou Suid-Afrika. Jy het 'n huis gekry, jy het 'n motorvoertuig toelaag gekry. So jou byvoordele was buite hierdie wêreld, out of this world. En ek kan nog borduur rondom dit. Dan wil ek vra, hoe meet ons wonderwerke? Kan ons dit meet? Ons kan nie. Ons kan nie wonderwerke meet nie. Ons sien dit, ons hoor dit, ons beleef dit met tye. In ons gesin het ons verskeie wonderwerke al beleef. Ons gaan Woensdag aand in Openbaringe tyd spandeer. Openbaringe 2 en 3 is daar 7 gemeentes waarvan gepraat word. En nou kyk ons na die maatstaf, dit wat ons dan sopas gehad het, waarmee ons meet. En ons kyk na die maatstaf waarmee God in Openbaringe 2 en 3 meet. Hy sê, julle was ryk, maar julle is arm. God se maatstaf is anders dan as ons maatstaf. En dan sê, en sommige was arm, maar hulle is ryk. En dan moet 'n mens in dit 'n lyn trek. En ons sien, die maatstaf wat God gebruik om sukses te meet, is baie anders as die maatstaf wat die mens gebruik om sukses te meet. Ek stoei met hierdie goed. Ons het die vorige Vrydag aand op Loftus gesit, en Leo Giglio en Passion was daar gewees, en dit was regtig iets besonders. En dan sien ek dat my lewe en Leo Giglio se lewe is min of meer dieselfde tyd het ons God se pad begin stap. En dan wil 'n mens 'n vergelyking tref. Tussen Passion en
tussen een en gemeente. En dis waar mense fout maak. En dan kom die vraag by mense op, waar is jy? Is jy waar God jou wil hê? Dit is die vraag wat ek vanmôre vir myself afvra, en dis die vraag wat ek vanmôre vir u wil vra. Is jy waar God wil hê jy moet wees? En ek dink dis 'n vraag wat elkeen van ons vir onsself moet afvra, en ek gaan terugkom na hierdie vraag toe. As ons kyk na Korintiërs, as ons kyk na Paulus, dan sien ons dat getalle was nie vir Paulus die belangrike eienskap nie. Paulus was bekommerd oor mense se geestelike lewens. Maar ons word vasgevang in 'n wêreld wat daar rendement op 'n belegging moet wees. Jy moet sien dat geld groei. Jy moet sien dat die kerk groei. Dan sal ook vals evaluasies. In hierdie gedeelte is daar twee parallelle wat langs mekaar loop. Aan hierdie kant is dit die Jode en aan hierdie kant is dit Paulus. En hierdie twee staan in kompetisie met mekaar. En nou praat ek nie van die 6 dae oorlog of die afgelope oorlog van Gaza nie. Ek praat sommer vir julle net wat ek so uit my gemoedheid kan onthou. In ons dae, toe ek 'n kind was, laerskool was daar nie Bears, Loos, Elriens. Weet julle, daar het 'n verteenwoordiger by die huis omgekom met 'n katalogus. Wie van julle weet van dit? Dat jy het 'n sitkamerstelsel uit 'n katalogus uitgekom. En die verteenwoordiger was 'n Jood gewees. Ek krap nou diep, nou weet jy dat ek is nie op pad 50 gedoen, ja. So, en ek wil nie iets afbreek nie, maar die mense is baie kompeterend. Syfers, getalle. As jy gaan kyk na wie is die mense wat die beste presteer in die wêreld, dan moet jy nie verstom wees as jy sien dat dit Jode is. En daarmee, ek wil niks wegvat van 'n Jood af vanmôre deur dit sit. Ek kyk na die beginsels wat hulle nastreef. Kompeterend. Ons het gesê, Somane is kompeterend. Jode is bietjie meer kompeterend as die mense van Samaria. Nou, as jy dit in ag neem, en as kyk weer, die Jode wil graag die bediening in Korinthe gemeet het. Hulle wil sien of hierdie bediening vorentoe gaan. Hulle wil sien of die gemeente groei. Statistieke is dit maklik om te weet as 'n mens besig om suksesvol te wees. Nou wil ek vir julle sê, ons almal is in hierdie ding vasgevang oor statistieke. Hoeveel mense het volgens se diens bygewoon? Hoeveel mense was Vrydag aand by Passion gewees? Ons verstaan, julle verstaan wat ek probeer oordra. Sigbare statistieke is baie maklik om te neem. Meer dit sukses. En weet jy waar kom dit in? Ek sit en ek sien mense kom in die gemeente en ek sien hulle nie weer nie. En ek vra, wat is die fout? Wat is die probleem? En dan wil 'n mens gaan soek waar is die probleem. En noodgedwonge begin jy by jouself soek. Wat het ek of Gerard verkeerd gesê? Hoekom kom mense nie terug nie? Weet julle, die slotsom van dit is nie my verantwoordelikheid nie.
my verantwoordelikheid is om seker te maak dat ons by God se woord bly. Dat ons skrifgebonde bly. Dis my verantwoordelikheid. Gehoorsaamheid aan God se woord. Gehoorsaamheid in u lewe. En dat ons die Here help. As ons in die Ou Testament kyk, dan kan ons sien, wat is daar? Wie van julle het onlangs deur Deuteronomium en Leviticus en Numeri gelees? Kyk, dit is so 'n bietjie pyniging, omdat julle sommer baie eerlik te wees. Want al wat ek sien is hierdie wette wat ons moet nakom. En as jy dit nie gedoen het nie, dan het jy dit, dan moet jy, en as ons wetties is, dan is dit baie makliker om groei waar te neem of te evalueer. Ek het hierdie offer gemis, of ek het dit gemis, so ek moet dit bybring. Ek en jy is nie daar om wette te onderhou nie. Die wet wat God vir ons gegee het, wat hy sê, die grootste van almal is jy met jou naaste lief hê. Dis die wet wat ons moet onderhou. Wat is dit waaraan wat belangrik is binne 'n gemeente? Ek wil vanmôre vir sê, dit gaan oor geestelike groei. Kan ek geestelike groei meet? Nee, ek kan nie. Baie moeilik. Geestelike groei lei tot die transformering van 'n mens se lewe. Dit bring verandering in 'n mens se lewe. Somstyds is dit sigbaar, somstyds is dit nie sigbaar nie. Maar dis waaraan 'n kerk se sukses gemeet kan word of moet word. As ons sê, as ons iets moet meet, dan moet ons dit gaan meet aan mense se geestelike groei. Hoe is God besig om mense se lewens te transformeer, te verander van waar hy weg was, in sonde was, tot hier waar hy 'n pad met God stap. Mense, ons moet vir mekaar eerlik sê, daar is geen heilige mense wat voorgee hulle is wat hulle nie is nie. Daarom kan 'n mens nie veel doen nie. Al wat ek kan doen is dit, dat ons by God se woord is. Geestelike groei moet ook nie lei tot meerderwaardigheid nie. Ons het 'n afdeling in die denominasies. Want as jy nie spreek in tale nie, as jy nie geesvervuld nie. Dis nonsens, dis nie die waarheid nie. My geestelike groei of my geesvervuldheid word nie gekoppel aan die feit, kan ek in 'n taal spreek nie. Want dit help nie, ek spreek Sondag in 'n taal, en Maandag in 'n ander taal. As ek Sondag in 'n taal spreek, dan moet ek standvastig wees om deur die volgende week aan God te kom vashou, dat hy vir my lei en vir my krag gee en dat hy vir my vooruit trek. In vandag se tyd leef ons in 'n tyd waar mense nie aan Christus se standaard gemeet wil word nie. Want Christus se standaard konfronteer mense se lewenswyses. Ons het vanoggend gebid vir Samoa, morele waardes. Christus se standaard affekteer of konfronteer mense se morele waardes. Vandag is dit in kerk, jy kan oor enigiets spreek, maar net nie oor sonde preek. As ons kyk na maatstawwe, hoe weet ons 'n meter is presies 'n meter?
As ek nou 'n plastiek liniaal uithaal, is hy presies 300 mm. Wat sê jy? Die plastiek sê dis dit 300, né? 'n standaard meter is 'n staalliniaal by 'n gegeewe temperatuur. Wat sê dit is 'n meter. En as daardie temperatuur verskil hierdie meter. So ons leef by benadering. As ons 'n maatpad uithaal en ons meet gou, dis benaderde toestande wat ons meet. Mense, as God ons so moet meet, by 'n presiese temperatuur, ek vra weer, is ek waar God wil hê ek moet wees? Paulus het 'n roeping van God ontvang. So Paulus het geweet, daar waar hy is waar God hom wil hê. Dit is waarvan ek praat. En ek wil vanmôre self sê, iemand wat in 'n gemeente sit, is jy seker jy moet hier wees? Waar wil God hê moet jy wees? As God wil hê jy moet hier wees, of as jy is waar God jou wil hê, dan gaan dit nie oor wie preek nie, wie die sagte sitplekke nie, wie die mooiste musiek nie, want jy is waar God jou wil hê. En daar gaan jy 'n verskil maak, gaan jy 'n impak maak. Mense, is dit te bang om dit vandag van mense te vra. As ek nou vir u sou vra, is jy waar God jou wil hê, ek gaan sit hier terug vir 'n 3 minute. Dis mos die algemene standaard deesdae as ons by bidtiere kom. As ons saam bid, weke van gebed is 3 minute. Daai 3 minute is baie net 'n minuut lank. As ek vir 3 minute hier gaan sit en ek staan op en almal sit nog hier, dan is ek oortuig dat julle is oortuig dat julle is wat God julle wil hê. Stem julle saam? Dit is hoe ernstig ons, waar ek in my geestelike lewe is, waar ek die Here dien, moet omgaan, waar moet ek wees? Baie mense het al vir my en hulle vra, hoekom is julle nie in die sendingveld? Sê vir hulle, God het nog nie vir ons gesê ons moet gaan. Oktober 1990 het ek en sy God ernstig gevra, waar moet ons gaan, wat ons wil betrek, en God het gesê, julle bly net hier. Josua, hoofstuk 1, vers 1 tot 9, sê 9 keer, waar jy jou voet sit, dit sal ek aan jou gee. Wees net sterk en volhard. Het dit verander? As dit verander het ek het nog nie gehoor nie. So wat ek en Willie is waar ons oortuig is, dit is waar God ons nog steeds wil hê. Dit is wat ek vir Marco gevra het, toe ons begin gesels het, oor sy koms hier naartoe. Jy moet wees wat God jou wil hê, Marco. Ons het nie die finansies om jou te betaal om hier te wees, omdat jy hier is as gevolg van geld. Daai gesprek het amper 3 jaar gevat en toe het Marco gekom. Marco het Vrydag met my gedeel dat hy was toe Woensdag by die hoërskool gewees. Waar die jeug by mekaar kom, daar was so tussen 50 en 60 mense, jong mense by die hoërskool by mekaar. Hy het vir my gesê, kan ek maar luister toe gaan? En antwoord is ja. Want dis deel van hoekom is jy hier. Marco en Gwen is hier vir 'n jeugbediening.
Dis my blessing. Is jy waar God jou wil hê? Is jy in jou geestelike lewe op die plek waar God jou wil hê? Paulus was 'n apostel vir die heidene gewees. Dis waartoe God hom geroep het. Soos hy in Korinthe was hy waar God hom wil gehad het, want God het hom geroep om 'n apostel vir die heidene te wees, om 'n prediker, om 'n geestelike leier vir die heidene te wees, om hulle die waarhede van die Bybel, of daar was nie 'n Bybel nie, Paulus het die briewe geskryf wat God vir hom geïnspireer het om te skryf, en daardie waarhede het hy uitgedra. Paulus is iemand wat gegaan het waar niemand nog ooit gegaan het. Paulus het die vreemde ingegaan. Hy was 'n pionier. Hy het vir die heidene gaan preek. Ons baie sendinge wat vandag doen wat dit doen. My eerste vraag aan is, het God jou geroep? Is jy seker? En as jy nie seker is, dan gaan jy binne 'n jaar stukke terugkom. En dan sien ons hier se toutrekkery. Ons kan sommer daar in vers 13 sien. Paulus het so 'n bietjie heilige sarkasme gehad in daardie vers. As hy daar aan die einde vir hulle sê, werking wat God ons as 'n maat toebedeel het om julle te bereik. God het vir Paulus hierdie maat toebedeel om die heidene te gaan bereik. En dit is nou in hierdie stoutrekkery met die Jode, wat eintlik maar, as jy gaan kyk na die eerste vers, hulle roem op hulle self. Paulus het iemand wat op homself geroep het nie. Paulus se nederigheid is eintlik iets wat vir ons uitstaan. Wie die evangelie na Korinthe gebring? Het die Jode dit gebring? Nee. Paulus het dit gebring. Wie van julle weet van die term om met iemand anders se kalvers te ploeg? Ons ken dit, né? Dit is maklik om dit te doen. En die Jode was eintlik besig om met Paulus se kalvers, dit wat hy bereik het hulle vir hulle self toegeëien. Weet jy, daar hoef nie kompetisie te wees nie. Die een ding wat ons mekaar kan sê, daar is nie veronderstel om kompetisie tussen kerke te wees nie, tussen denominasies te wees nie. Want as jy weet jy is waar God wil hê jy moet wees, dan doen jy God se werk op God se tyd. En dis die ding wat God in my hart moes laat kom posvat het oor die laaste week of 2. Ek het nie nodig om sleg te voel as 'n ander gemeente skielik vol is nie. Eintlik kan ek sê, Here, dankie dat U hulle seën. Dis ook net dis vir die waarheid. Die maatstaf is waarheid. En as God vir ons hierdie groep mense gegee het, dan sê ons, kom ons by die punt en ons sê, Here, ons eer U daarvoor. Ons dankie vir dit. Dankie vir dit wat U gee. Dis U werk, dis U kerk. Predikante konferensies. As dit nie goed gaan in jou gemeente nie, is dit presies die plek waar jy nie wil wees nie. Want dan hoor jy eintlik al die goed wat jy verkeerd doen. Want by 'n predikante vir 'n konferensie kry hulle goeie sprekers. En dit haal statistieke uit wat sê, eintlik moes ek nie hier gewees het. So, wat is dan die doel van die predikante konferensie? Behalwe dat mense daar preke intrein, né? Hulle verstaan dit.
Een ou tannie het vir die dominee gevra, dominee, wat doen julle by hierdie konferensie? Sy sê, nee, tannie, ons ruil maar 'n bietjie preke uit. Sy sê, ag dominee, wil jy nie iemand anders as 'n preke kry hierdie keer nie? Die effek daarvan is dat 'n mens kom terug van so 'n konferensie af, plat op die grond. Want jy is besig om meer sukses te maak van dit wat God jou gegee het. En stede waar dit 'n plek veronderstel is om mense op te bou, waar mense iemand wat ontmoedig is te vat en op te hef. Die kompetisie element is so groot. Ons het vanmôre dit toevallig in Samoa gesien. Maar dis in elke denominasie en elke kerk is hierdie goed teenwoordig. Mense, God het vir ons die krag gee om weg te kom van dit af. Waar is jy? Ek is wat God wil hê ek moet wees. Dis wat saak maak. God is die een wat sukses kom meet. En hy kom meet daardie sukses waar God jou geplaas het. As ons aan Eden dink, en Gerard is een wat vir my baie daaraan herinner dat ons gemeente se grense is baie groter as die gemeente, is groter as Bronkhorstspruit, is groter as Suid-Afrika. Eden gemeente het as gevolg van ons sending betrokkenheid, en nou kan ons net daar vir 'n oomblik stil staan, waar kom dit vandaan? Is dit 'n program wat ons by 'n predikantekonferensie gekry het om te sê, joh, hierdie is die regte ding om te doen? Of is dit iets wat God ons gegee het? Hierdie gemeente se sendingmissie kom van God af. Dit is God se opdrag aan die kerk. Nie aan 'n kerk nie, aan die kerk. Want as die kerk sy opdrag uitgevoer het, dan het die wêreld waarbinne ek en jy vandag lewe, het dit baie anders gelyk. Wat moet gebeur in 'n gemeente? Wat is die 3 eienskappe van 'n gemeente? Eerste een is, jy moet God verheerlik. Ek sal net weer by die ander toe kom. En dit is die volgende punt op my boodskap. 'n Gemeente moet God verheerlik. Hierdie gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan nie oor hoe goed ek preek nie. Dit gaan oor dat hierdie gemeente vanoggend God kom verheerlik. Dit is wat saak maak. Die Jode het ander bekeerlinge hulle eie gemaak. Paulus het dit nooit gedoen nie. Of geroem daarop op Paulus se bekeerlinge. Paulus het dit nie gedoen nie. Paulus het nie met ander mense se werk gespog nie. God is deur Paulus se werk verheerlik. Die grootste ding wat ek van Paulus kan sê, wat dit so 'n bietjie arrogant kan klink, is waar Paulus vir mense sê, dien die Here soos wat ek hom dien. En dit is wat in ons harte moet wees vanmôre. Dat ons die Here dien soos wat Paulus die Here gedien het. Dit is wat saak maak. Ons sien ook, as jy in vers 16 kyk, dan sê hy daarso, om die evangelie te verkondig aan plekke anderkant julle, nie om in die werkkring van ander oor wat tot stand gekom het te roep nie. Paulus sê einde, weerhou julle my van my roeping van God af, want julle hou my besig, so ek sien die geestelike groei nie, ek sien nie vordering nie, en nou bly ek 'n verdenking tyd hier by julle. Ek kon eintlik al baie verder gewees het om die evangelie aan ander plekke uit te dra. So, wat is Korinthe? Dis vir hom maar remskoen. As hulle gereageer het op God se woord, is daar nie die inspraak van die Judeërs in die gemeente was nie, kon dit baie verder gegaan, maar God het ook met dit 'n plan gehad. Dit wat Anton volgend vir ons aan sy boodskap hier kom gee.
Paulus se werk. En dis wat my aan die hart kom raak het. Kon maar as klein en winsgewend beskou word. Wat het Paulus vermag en voel. Ons kyk, wat is die finale toets wat 'n mens gaan slaag? Behalwe jou matriek eindeksamen, né? My en jou toets kom die dag as ons voor die groot troon van God te staan. Dis die maatstaf. En dis waarvoor ons moet lewe om daar te kom. Ons moet lewe, as ons nie op hierdie aarde heilig kan lewe, nie in die hemels alleen, dan kan ons in die hemel heilig lewe. Hierdie is 'n voorbereidingsproses van wat gaan kom nadat ek en u gesterf het. Daar's 'n Engelse woord wat ek bietjie maar gaan Google search is nou baie vinniger as 'n woordeboek. Commend. Jy kan vir my sê, what's the meaning of commend? Sal God my werk aanvaar? Will God accept my work? Ons kan onsself nie by ander aanbeveel nie. As dit 'n paar woorde as iemand te doen, hè. Ons kan maar net hier doen wat God vir ons gegee het. Hoe keer God ons werk goed? Dit is 'n ander weergawe van commend. Deur dit te toets. Hoe toets God ons werk? Wie het in die afgelope paar jaar al 'n paar beproewinge deurgegaan? Hulle weet daarvan. Dit kan finansiëel wees, dit kan gesondheid wees. Om te midde van my omstandighede aan God vas te hou, is 'n toets vir my in die geloof. Ek is nie by die punt dat, omdat ek God se kind is, gaan dit net met my goed, het ek baie geld nie. Ek sien dit in God se woord, dat kind van God moet ryk en vooruitstrevend wees. Ek sê ook nie dat die kerk is daar om te sê, Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. Dis ook nie daar nie. Ons het uitdagings in die pad wat ons stap. Wat maak ons met die uitdagings? Daardie uitdagings bring ons in 'n nouer verhouding met God uit. Dit is wat moet gebeur. En dan kan ons sê, Here, dankie vir die toetsing wat U oor ons opbring. Een bedienaar van God se woord is veronderstel om nederig te wees. Ek kyk op sosiale media en ek sien daar's predikers wat so oorloop van myself dat jy wil iets oorkom daarvan. As ons gaan kyk oor die afgelope paar jaar, hoeveel groot kerke is besig om uit mekaar te val as gevolg van toetse wat daar was. Ek sien Rivers het 'n boek geskryf, as die klokke lui, is dit die pakje titel weggekom.
Sy doen nogal baie navorsing wanneer sy skryf, en sy het 'n boek oor 'n jong leraar geskryf, wat 'n paar leraar was. En die wat hierdie massiewe kerk tot stand gebring het. Nu dat hy in 'n buiteegtelike verhouding betrokken is. En hierdie kerk is omskep in 'n teater. God was nie in daardie gemeente verheerlik. Ek en jy moet toelaat dat God in ons lewens kan kom inspreek. Ons het dit nie alles nie. Ons is op reis. Ons is op reis om by dit uit te kom. Gemeente kan groei deur net aan God vasstaan. En dis wat my hart vanmôre is. Laat ons as gemeente 'n pad met God stap. En dat in ons verhouding met God, dat mense nader getrek sien. Nie oor alle fancy tierlantijntjies en goed wat ons het nie. Oor ons verhouding met God. Dit alleen. Dat is nie toelaat dat menslike sukses ons dryfveer word nie. Ek wil afsluit. Ek wil weer afsluit met die vraag. Is jy van God jou wil? Doen ons wat God wil hê ons moet doen. Dis dit wat sê. Word hy deur dit verheerlik. En dan kan ek dit sê, Here, hou vir ons. En gee vir ons krag om by dit uit te kom. Hemelvader, dankie dat ons diep voor U kan neerbuig vanmôre. En Here, dat elkeen van ons vanmôre sal erns maak. Maar die vraag is ons waar U wil hê ons moet wees? Is ons in ons geestelike lewens op die plek waar U wil hê ons moet wees? Here, spreek in ons harte asseblief. Raak vir ons opnuut aan vanmôre. Here, dit is wat saak maak. Nie die statistieke van mense. Here, help vir ons. Dit beteken dit vraag vanmôre. In Jesus' naam.